Goeiemôre, dit is vanmôre dan 17 April en ons lees van die lesing 264 van die groot Johannes Evangelie boek 2. Ons is nog steeds daar op die berg en ons behandel die wonderlike droom wat al die mense gelyktydig van dieselfde ding gedroom het, wat hulle eintlik nie gedroom het nie, maar wat hulle in die gees gesien het, wat met Jara gebeur, die wonderlike dinge wat sy ervaar het, en onder andere het sy aandenkings teruggebring vanuit die see wat droog gelê is deur die engel, en 'n aandenking van 'n verre middeson waarop sy was, waar sy wonderlike dinge gesien het wat beskryf is in die vorige lesings. En hierdie beskrywing van alles gaan nou voort. En kom ons lees in hoofstuk 1:4-5 die werklikheid van die gesamentlike droom. Die hoofman begin hom baie behoedsaam van die grond op te rig en sê, onthou dis die ou wat so hoogtevrees gehad het, hy was so bang daarbo. Majesteit en meester, voor alles wil ek u dank dat ek nog op hierdie hoogte leef. Hoe maklik sou ek, deur my 3 maal om te draai, na benede in die diepte kon stort, en dan sou my armsalige lewe in hierdie wêreld vergoed beëindig gewees het. Maar ek leef nog, en wel op dieselfde plek waar ek gister gaan rus het. En dit het ek slegs maar aan u te danke, en daarom dank ek u ook uit die diepste grond van my hart daarvoor. Ek vra u egter tevens vurig, of u my en al die ander van hierdie eisingwekkende hoogte behoue sou wil laat afdaal na Genesaret, en wel so gou as moontlik, want solank ek in my hart nog besig moet hou met die afdaling, kan daar by my van opgewektheid geen sprake wees nie. Yeshua sê vir hom, beste vriend, het jy in hierdie nag dan nie heeltemal niks gedroom nie? Die hoofman sê, juis ja, slegs van angs, so ek byna die heerlike droom vergeet het. Ja, as hierdie berg so sou wees, soos ek hom gister in my droom gesien het, dan sou dit natuurlik aangenaam wees om hom nog 1000 keer te bestyg. Maar 'n droom bly 'n droom. Die naasomstaande Ebal sê, Ebal is die vader of pa van Jara, glad nie vriend, ek sê vir jou dat ons gesamentlike droom hierdie keer heeltemal werklikheid geword het. Staan op en loop na die rand van die top, dan kan jy jouself oortuig dat ons berg selfs na die kant van die see heel wat golwend afloop en oral sonder die minste gevaar begaanbaar is, na benede en na bo. Ek het my orals al daarvan oortuig en praat die volle waarheid. Kom en oortuig jouself. Die hoofman sê, dit kan toch geen gesigsbedrog wees nie, kan dit? Ebal antwoord, as ek, my vrouens en my kinders al reeds op die gesigsbedrog in al die rigtings rondgeloop het, dan sal jou gesigsbedrog toch sekerlik vaste grond hê. Kom staan op en oortuig jouself daarvan. Na hierdie woorde staan die hoofman uiteindelik op, kyk na alle kante toe, sien eerstens dat die plateau van die berg baie wyd geword het en sê, ja, ek sien werklik dat daar in die nag wonderlike groot veranderinge voorgekom het. Maar stap jy toch maar eers op die nuwe bodem, sodat ek my kan oortuig of dit regtig betroubaar is. Voordat ons verder gaan, wat beteken hierdie berg wat nou eers baie moeilik te bestyg was? Hulle het dit bestyg deur Yeshua se geestelike krag, het hy hulle opgehef boontoe, net soos wat hy in staat is om enige mens in die gees te plaas en dan is dit vir jou maklik. Maar nou het hy die berg se op- en afgang aan alle kante het hy makliker gemaak. Nou as hierdie berg die hoogste vorm van geestelike ontwikkeling voorstel wat ons kan bereik, waar Yeshua bo op hierdie berg staan, wat ook in Openbaring 14 baie duidelik vertel word, dat Yeshua staan op die berg Sion, en die kinders kom op met die berg, en hy steek sy hand uit, en hy trek hulle nader. Nou,
die berg maklik maak, is dat Joshua gekom het om die amper onmoontlike leer van die Levitiese orde, waar net baie min mense tot top geestelike ontwikkeling kon kom. Dink maar aan die Ou Testament, die volk moes altyd deur priesters gewerk het. Dink later hoe slegte priesters en rigters daar was, en eers toe die konings kom, waar was hier en daar 'n goeie koning, maar die oorwegende lot was sleg. En die berg het onbegaanbaar geword, niemand kon bo kom nie. Dit is hoekom Joshua na die aarde toe moes kom. En hy het hierdie leer, wat so moeilik was, om die hele wet te onderhou. En as jy dit nie onderhou nie, dan is daar sekere oortredings wat jy met klippe doodgegooi word. Klaar, daar is nie genade nie. 2 getuies en jy is weg. En Joshua het nou hierdie berg maklik begaanbaar gemaak. Hy het dit eintlik verander en sê dat, eintlik het hy dit vervul. As jy na my leer luister, en die Vader liefhet, God liefhet met jou hele hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself, dan stap jy maklik op tot bo. Van alle kante kan mense nou bo kom. Dis nie meer so ontoeganklik nie. Dis wat die geestelike les van hierdie berg is. Ok, nou is hierdie een ongelowige ou, maar baie skepties. Ewald sê vir hom, hoe seer ek jou andersins ook al waardeer, tog is jy besig om my deur jou onophoudelike getwyfel teë te staan. Is my woord vir jou dan heeltemal niks meer werd nie? Wanneer het ek ooit iets onwaar vir jou gesê, sodat jy my woord nie kan glo nie? Kom hier en probeer dit self, en twyfel dan nie meer verder nie. En dit is die gesprekke wat ons, as die moderne Ewalds, met ons medemens het, wat hulle self bevind onder die berg. Hulle wil nie glo, dat die berg maklik begaanbaar geword het nie. Dat Joshua se leer maklik is nie. As jy net kyk vir al die goed wat die kerke jou vertel wat jy moet doen om gered te word, orals allerhande rituele wat jy moet uitvoer, beginnende met die klein kind doop, daarna die aanneming, die ritualistiese gebruik van die nagmaal, die ritualistiese gebruike van alle ander dinge, en die kruis wat so geritualiseer word as 'n verlossingsgod eintlik. Terwyl om by die kruis te gaan kniel is net om te erken dat Joshua vir jou gesterf het in jou hart, dis al. Maar ons mense doen al hierdie moeilike goed, en die weeklikse bywoning van die kerk is 'n voorvereiste, tesame met die bydrae wat jy moet gee, om volgens hulle in die hemel te kom. In party kerke meer prominent, party minder. Maar al hierdie menslike dinge maak die berg ontoeganklik vir ons. Nou kom Joshua en hy sê, gooi al daai goed weg. Daar's net een ding. Het my lief. Want ek is God self. En jou naaste soos jouself. Dieselfde woorde wat hy vir die rower aan die kruis gesê, die een. Toe sê hy, omdat jy my herken het en in my glo, sal jy vandag saam met my in die paradys wees. Die ander het hom nog gespot en uitgejou. Maar hy is in die paradys. Hy was nooit besny nie, jy weet nie daarvan nie, hy was nooit gedoop, hy was nooit aangeneem in die kerk nie. Net daar, hy het Joshua aanvaar. En ek en jy kan vandag besluit om Joshua te aanvaar in ons lewens. En as jy dit gedoen het, is die berg wat jy vir jou hier voor jou dalk in jou geestesoog sien, is onmoontlik om hom te dien op hierdie aarde, want dit is nie maklik nie. Die versoekings van die wêreld is te groot vir my. Dit is nie. Want hy is by almal bo op die berg. En hy is altyd by ons. Toe ons die berg klim, is hy by.
Hy is altyd by. Dis iets om te onthou. Die hoofman sê, ja vriend, ja jy het gelyk, ek sal myself daarvan oortuig. Nou gaan die hoofman met kalm tree na die rand aan die kant van Genesaret, en toe hy die golwende helling van die berg sien, sê hy baie verbaas. Ja, die hele berg is ook hier verskuif. Toe ek gister vanaf hierdie rand na benede na Genesaret gekyk het, het dit vir my so naby gelyk, dat ek dit met 'n klip gooi sou bereik. En nou lê dit 'n goed 100 veldweë hier vandaan. En ons sal 'n uur of 6 moet loop, om ons goeie stadjie te bereik. Maar nou is die berg toeganklik en hy kan geloop word, nie meer geklim word nie. Nou wie nou nog enige twyfel het, dat ons Yeshua gelyktydig Elohim, God en mens is, die is deur geen Elohim meer te help nie. Ja, broer Ebal, jy het volkome gelyk om my 'n aaklige twyfelaar te noem, want dit was ek regtig, maar nou het alle twyfel by my aan 'n einde gekom, en ek glo en bevestig nou vir julle almal met 'n eed, dat ons meester en verlosser Yeshua volmaak Elohim God is, en dat daarnaas hom in ewigheid geen tweede of derde kan bestaan nie. Want omdat wat ek gedroom het waar is, sal al die ander ook waar wees. En dus is hy die enigste Elohim God en meester oor die hele oneindigheid. Let wel dat daar nie 2 of 3 gode naas Yeshua is, soos wat die kerke ons leer nie. 'n Vader en 'n Gees naas Jesus. Yeshua, Jesus, bevat die volheid van die Vader en die volheid van die Gees. Is een wese. Net soos julle almal wat vanmôre hier voor my sit, een wese is, maar in werklikheid 3 wesens. 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Maar alles in een wese vasgevang, in een vorm. En so was dit ook met Yeshua. Hy sê, maar nou gaan ons na Jara, sy moet ons haar 2 aandenkings laat sien, want ek het haar op die bodem van die see, toe 'n hemelse gees die water daarop tot die laaste druppel opgehef het, 'n mooie parelmossel sien opraak en in haar rondbære. En ek het ook die ligtende steen gesien, of klip, wat sy uit die sonnewêreld saamgebring het, waar 'n hemelse gees haar heen geneem het. As die 2 genoemde voorwerpe net so werklik aanwesig is, as hierdie hernieude berg, dan het ons meer bewyse as wat ons nodig het. In die Hollands is daar so 'n bietjie van 'n verwarring tussen steen en klip. Die woord moes eintlik klip gewees het. 'n Steen is gewoonlik 'n klip wat afgewerk is. Maar dit het nou in die vertaling nou so oorgekom. Jara toon haar aandenkings. Hoofstuk 1:4-6. Na hierdie woorde gaan die hoofman en Ebal na Jara en vra haar om die 2 bewuste herinneringstekens te laat sien. Nou, omdat ons profeties na hierdie dinge kyk, moet ons ook kyk waar het ons as gemeente herinneringstekens. En ons herinneringsteken is eerstens genoem, die boek van herinnering, wat so min mense in hierdie land wil hê, maar wat tog in Maleagi 3:16 beskryf staan, dat aan die einde van die tyd daar 'n boek geskrywe sal word vir die wat Jahwe se naam vrees en wat sy wil doen. Dit is 'n eerste herinneringsteken wat hy vir ons gegee het. En die wiskundige bewys wat ek ingesluit het daar, bewys dat dit nie 'n mens is wat dit gedoen het nie, maar hy self deur sy gees. Almal het al die lesings hopelik gehad of die klein boekie gelees wat saam met die boek van herinnering gaan. Die ander herinneringstekens wat ons het is al hierdie profeseë wat ons vanoggend behandel, dat dit na ons toe gekom het op 'n bo-natuurlike wyse, soos wat beskryf staan in Omsiener se profesie, dat die Duitsers na Suid-Afrika toe sal kom en vir ons wapens sal gee. By Prieska. Nou Prieska
is plek of berg van die priesters. En die enigste prieska of priesterplek wat aan die einde van die tyd in die gees op hierdie aarde sal wees in Suid-Afrika is die priesterorde van Melchisedek. Dit het niks met aardse dominees priesters te doen nie. En daardie plek is in jou hart. So wat gebeur is dat die Duitsers en al hierdie profeseë wat ons nou het, kom van Duitsland af. Bertha was 'n Duitser. Lorber was 'n Oostenryker wat 'n Duitser is, dit was een land gewees. Die skrywers van die Nuwe Bybel is Duitsers. Die skrywers van die boek, die eenheid en die weg na eenheid deur die liefde wat Karen behandel is Duitsers. So het dit in vervulling gegaan, dat ons in die gees die wapens ontvang het, en almal in hierdie volk wag nog wanneer die spoorlyn reggemaak gaan word en ons almal Prieska toe jaag om nou wapens wat ek dink beskryf is as Moses. Easy Moses. Easy Moses. Geestelike Moses wat nog in olie gelê het, in grease gelê het, splinternuut. Niemand het dit nog gebruik nie. Ons is die eerstes wat dit nou gebruik om in die gees te veg. En dit is die verbond of die kontrak wat gesluit is in 1914 tussen die Duitse konsulaat in Suidwes-Afrika en die boeregeneraals van Suid-Afrika saam met hom Siener, want hy was ook teenwoordig by die ondertekening. En toe hulle daai kontrak onderteken het, dat Duitsland hulle sal help, toe sê hom Siener vir die generaals die volgende oggend in die storm, ons het gedoen wat gedoen moes word, dis afgehandel, ons moet teruggaan Suid-Afrika toe, dat hulle ons kan in hegtenis neem en in die tronk gooi. En dit het so gebeur. Jan Smuts het hulle almal in die tronk gegooi. En ek dink op Siener was 18 maande in die tronk. So, dit was die verbond wat geteken is fisies oor 'n geestelike stel wapens wat sal kom na Suid-Afrika toe van die Duitsers. En dit is 'n ander herinneringsteken. Want ek het nie oom Siener se boeke geskryf of vertaal nie, so ek was nie daar betrokke nie. Daar is een boodskap van oom Siener wat is eintlik is twee. Die een is 'n man met 'n lang swart baard staan in Duitsland en kyk na Suid-Afrika, kyk na die boerevolk. Ek het geen twyfel dat dit Jacob Lorber is nie. Want daar is geen meer moderne Duitsers wat met lang swart baarde rondloop nie. Hulle sal dit nooit in hulle lewe doen nie. En die tweede boodskap wat ook staan daar is die blou boek kom na Pretoria toe en die rooi vlag. Nou die blou boek het ek geen twyfel nie, want ons was vandag een gesê dat hierdie boek van herinneringe blou omhulsel moet hê. Wat die rooi vlag is, kan ek maar net dink dat dit die kommuniste is wat ook na Pretoria toe gekom het met hulle kommunistiese rooi vlag. Maar vir ons is dit die boek van herinnering. En die derde gedenkteken wat ek ook hier kan by insit, wat basies voltooiing is van hierdie eerste twee gedenktekens, is die oprigting van die Gilgalwiel. Dit is ook 'n gedenkteken. Daar staan hy daar buite, jy kan die klippe sien, maar dis als innerlik in al die harte wat oor Suid-Afrika versprei is, wie deel is van hierdie geestelike huis. Wat almal die boek van herinnering lees, almal lees die nuwe openbarings van Lorber en Bertha. So alles wat herinneringstekens is in hulle harte teenwoordig. So ons lees verder oor Jara se 2. En die liewe Jara gryp dadelik in die groot rompsak, loop beide tegemoet en sê, kyk hier, kyk maar liewe Julius, hier het jy 2 tasbare bewyse. Glo jy dit nou en sal jy dit nou tog die ewige angs in jou laat vaar? Die hoofman sê, ja, liewe kleine Jara, my geloof is nou vaster as hierdie berg. En my innerlike angs het met die hulp van die almagtige meester ook vir altyd verdwyn. Daarvan kan jy verseker wees. Maar jou aandenkings is ook van onskatbare aardse waarde.
Die mossel met haar inhoud weeg op teen die waarde van die hele Jerusalem, want hy bevat 24 parels, die grootte van 'n klein hoendereie, waarvan een daarvan al 100.000 pond goud werd is. Dit is 2000 jaar gelede. Vandag sal dit nie miljoene wees nie, maar biljoene dollars, miljarde dollars. Een parelmossel en sy het 24 van hulle. Maar watter waarde hierdie baie harde, deursigtiger en mooier as die môrester skitterende steen het, is op, dis nou die ander aandenking, is op aarde geen maatstaaf daarvoor nie. Kortom, jy is nou nie net geestelik nie, maar in wêreldse opsig, die rykste meisie ter wêreld. Waarlik, jy is nou nog ryker as alle konings en keisers van die wêreld. Wat dink jy daarvan? Nou hierdie 24 parels, die syfer 24 het altyd te doen met die aantal oudstes. 24, wat basies die 24 stamvaders is van Israel. Hier agter my rug sal jy elkeen se naam kry en die volk wat uit hulle ontstaan het. En die 12 stamvaders en die 12 apostels. En hulle vorm in ons nuwe Jerusalem, wat verteenwoordig word deur die Gilgalwiel, stel dan die 12 plus 12, die 24 voor. Dit is die 12 poorte waardeur ons moet ingaan in die nuwe Jerusalem, en die 12 fondamente waarop ons geestelike innerlike huise bou. Ons het nou wel nie al 12 apostels se getuienis nie, maar in die boek van herinnering dink ek het ons omtrent 8 van hulle as getuienisse. En dit is waarop ons bou. Ons bou op die nuwe Jerusalem, die nuwe leer van die liefde wat Yeshua gebring het. En nou met hierdie nuwe openbarings het ons nou al 12 fondamente. Al hulle woorde wat hulle gespreek het oor 3,5 jaar, is ingeneem in hierdie openbarings van Jacob Lorber se groot Johannes Evangelie. So ons het dit nou, volledig, die 24 parels, waarmee ons huis innerlik gaan bou. Nou die steen, hierdie pragtige, skitterende, ek dink hy was rooi gewees. Hy sê dit is net so waardevolle ding en hulle kan nie 'n prys aan hom sit nie, maar daar is nie nog so iets in die wêreld nie. Kortom, jy is nou nie net geestelik nie, maar in 'n wêreldse opsig die rykste meisie ter wêreld. Waarlik, jy is nou nog ryker as alle konings en keisers van die wêreld. Wat dink jy daarvan? En terwyl ek nou hier lees, vra ek my Vader, wat is dan die teebeeld van hierdie pragtige steen? En hy sê vir my, jou Gilgalwiel. Dooie klippe wat daar lê, glans glad nie. Maar in die gees is die klippe wat glans is ons harte. Wanneer ons daar in aanbidding gaan, wanneer ons daar die seën uitspreek, skitter ons harte soos hierdie rooi steen wat van 'n middelson afkom. En die middelson stel Vader se gees voor, wat Yeshua na ons toe bring in ons harte. En dit is daai kosbare aandenking wat ons nou het. Wat alles in een gewewe is met die parelmossels en hierdie glansende harte wat nou rooi liefde uitstraal, reg oor die wêreld. Onthou, ons is in die gees besig. Wat jy daar uitspreek by daai plekkie, of by jou huis waar jy jou huis gesalf het en in die plek sit waar jy die middelklip geber het, voordat jy hom hiernatoe gebring het, is dieselfde effek. Jou hart glans, omdat jy die 24 parelmossels in jou het, en omdat jy hierdie ligtende steenhart nou jou kliphart wat nie geskyn het nie omvorm het na 'n hart wat liefde uitstraal. Ons gaan verder.
Hy sê kortom, jy is nie nou net geestelik nie, maar in 'n wêreldse opsig die rykste meisie ter wêreld. Waarlik, jy is nou nog ryker as alle konings en keisers van die wêreld. Wat dink jy daarvan? Nou hierdie rykdom wat na ons toe gekom het, is nie 'n geldelike rykdom nie. Maar ons het die grootste rykdom wat jy ooit kan kry in die wêreld, en dit is Yeshua deur sy gees. Daar kan nie 'n groter rykdom wees nie, want as jy hom het, en jy een geword het met hom, het jy alles. Want die heelal behoort aan hom, jy word sy vrou of sy bruid, en dan behoort dit ook aan jou. Want wat hy het, gee hy vir sy bruid. Hy gaan nie vir haar te laat kort kom nie. En dit is die rykdom wat ons nou het. Ons het alle geestelike rykdom en daardeur alle rykdom in die hele heelal. Veral wanneer ons van hierdie aarde af weggaan. Sal dit wat ons hier as ryk beskou het, sal niks anderste as aardse vuil wees nie. Dis wat dit sal wees in ons denke. Nou sê Jara baie beskeie, daaraan vind ek niks nie. En hierdie twee aandenkings het vir my geen ander waarde as dit waarvoor ek hulle saamgebring het nie. Naamlik as herinnering aan die onbeskryflike wonderdade van Elohim, aan ons arme, swakke en sondige bewoners van die stad en die omgewing van Nasaret. Die meeste sal nie altyd liggaamlik in ons midde bly nie, soos wat hy dit gister al baie duidelik aan my gesê het. Maar hierdie tekens sal ons in ons harte altyd baie lewendig aan hom laat dink en ons liefde vir hom opnuut aanwakker. Dit sien ek. Maar die meester het nog 'n teken vir my agtergelaat uit hierdie wondernag, wat vir my eintlik die helderste dag was. Die teken bly ook sigbaar en later onsigbaar by my, tot na 'n bepaalde tyd, as ek waardig daarvoor bly, om dan weer sigbaar vir my te word. Vader Ebal, waar het jy die teken dan? Wil jy dit nie vir ons laat sien nie? Jara sê met die engel Raphael langs haar, hier by my staan hy, as u niks daarteen het nie. Ebal sê, terwyl hy die engel van kop tot tone bekyk, dit is beslis 'n nog kosbaarder aandenking, maar ek is bang dat jy veels te gou tot oor jou oë en ore op hierdie egter te pragtige jongman verlief sal raak. En as hy dan onsigbaar word, sal jy van suiwer verdriet blind en doof word. Jara sê, bekommer jy maar oor ander dinge. Wie Elohim die meester eenmaal so lief het soos ek, vind alle hemelse skoonhede so belangrik, asof hulle nie bestaan nie. Maar ek hou ook baie van die jongman, want hy is baie wys en buitengewoon sterk, magtig en vinnig. Die hoofman vra, waar het hy dan vandaan gekom? Ek kan my nie herinner dat ek hom ooit in Genesaret gesien het nie. En tog is hy in die kleredrag van hierdie plek gekleed. Ek bewonder sy suiwer, vriendelike en tevens baie sagte trekke. Sy manier van doen het 'n baie grasieuse charme. Hoe teer, sag, rein en buitengewoon mooi gevorm is sy voete nie. Nou hier beskryf die hoofman in Ebal die voorkoms van hierdie engel. 'n Jong voorkoms, want onthou engele kan hulle in enige vorm aan ons bekendstel. Ou manne, hulle kan as boemelaars na ons toe kom, maar hulle kan ook, soos Raphael nou die vorm van 'n 16-jarige jong seun aangeneem het, kan hy na hulle toe kom. Hoekom? Want dit is die geestelike toestand van die meeste mense op daai berg. Jou geestelike stappe is suigeling, dan is jy nou net nog besig met die brood, met die melkies van die woord, melkkos. Dan word jy 'n jongeling, soos wat hy nou verskyn het, dan word jy 'n volwasse mens in die gees, en dan word jy 'n grysaard. Dit is iemand wat baie ver gevorderd in die wysheid is. Alhoewel Raphael 'n engel is wat ver bo alle menslike wysheid uitstyg, moet hy in die vorm kom waar die mense hom kan begryp. En leer hy nou hierdie dogtertjie verder.
Ons sal nou in die volgende hoofstukke van boeke sal ons kort met hulle te doen kry. Nou, die ander belangrike ding van Raphael is dat hy dat Henog, wat een van die twee getuies is wat jy van lees in die boek 2 Nicodemus, in die boek van herinnering, ek dink hoofstuk 9, dat hulle sê, hulle het nog nie gesterf nie, maar hulle kom nog een keer na die aarde toe aan die einde van die tyd om die mense te help. Die een is Elia en die ander een is Henog. Die een het Vader vir ons gesê, is die een wat die wysheid voorstel, en dit is Henog of Raphael, want hy kom uit die Raphael gees uit, maar Elia kom uit die gees van Michael uit, die krag. Dit is wie Elia is. En Elia gaan baie groot dinge doen in die wêreld, en niemand gaan iets aan hom kan doen nie. Waar Henog of Raphael saggies na ons toe sal kom en ons leer. Eers in die gees, en daarna glo ek dat hy fisies na ons toe sal kom, en ons sal lei en help, vir die wat op die Jara vlak is. Baie belangrik, hy is nie vir almal gegee nie, alhoewel Jara nou in 'n huis met haar broers en susters en pa en ma gebly het, en hulle ook sekerlik dan daarvoor voordeel sou trek, is hy spesifiek vir haar gegee. En aan die einde van die tyd spesifiek vir die dogter van Sion, geestelike dogter, vrou wat Yeshua in hulle harte het as enigste fokus. Wat nie noodwendig net in ons gemeente is nie, nee. Reg oor die wêreld is daar dogter van Sion mense wat Yeshua baie lief het. En hulle sal uiteindelik almal hier vergader volgens Sefanja 3. So ons het groot dinge wat voor ons is. Ons gaan verder, hoofstuk vers 12. Die geskikte broek wat tot op die knieë reik, met blinkende wit hemp, en oor sy skouers hangende geplooide jas van blou stof, pas hom ook so besonder goed, dat mense hom egter niks meer smaakvol sou kan voorstel nie. En die ronde hoedjie op sy hoof versier sy pragtige hoof op 'n heeltemal onbeskryflike manier. Werklik, ek sou hierdie innemende jongman niks kon weier nie. Hy sou ongestraf 'n keizerryk van my kon afneem, as hy my slegs maar daarvoor sal lief hê. Nee, hoe langer ek hierdie mens beskou, hoe mooier en aantrekliker kom hy my voor. Sy ouers is wel geseën te prys, dat hulle so 'n seun het. En jy, liewe Jara, kan jou vir so 'n geskenk wel buitengewoon geseën prys. As daar ergens ter wêreld nog so 'n jongeling te kry sou wees, dan sou ek egter al my skatte en landerye daarvoor gee. Maar wat gaan jy nou met hierdie mooie jongman doen? Jy is weliswaar ook 'n baie mooi liewe meisie, maar die jongman oortref jou tog talle kere in skoonheid. Jy is nou byna 13 jaar en die jongman sal 16 wees. As hy jou man word, waarmee ek geen probleem het nie, sal hy maar net 'n speelkameraadjie van jou bly. Dan sal jou lig onvlambare hartjie beslis baie gou in 'n groot verleentheid kom. Maar sê jy maar eens waarvoor jy hom sal gebruik. Jara sê, u praat wat u verstand u ingee, omdat u die gees nie ken nie. Hierdie jongman sal tot en met my 16de jaar my beskermer en leidsman wees, en hy sal my onderrig in die wysheid van Elohim se hemele, en u ook, as u na hom wil luister. Die hoofman sê, maar dan sal hy toch na jou 16de jaar wel jou man word. Jara sê, o beste Julius, dit was weer 'n vraag van u wat ek nie in dank van u kan aanneem nie. Het ek dan nie vir u alreeds in die begin gesê, dat hierdie jongman na my 16de jaar my vir 'n tyd lang sal verlaat nie, soos wat die meester dit bepaal het nie. Dit sal my egter nie skeel nie, want my hart behoort heeltemal aan die meester, wat ewig by my sal bly.
Maar as my hart 'n eiendom van Elohim is, kan dit nie ook nog eendag die eiendom van 'n ander word nie. Die ou Julius beredeneer alles aards, en sy beoordeel alles geestelik. Sy is glad nie op hom verlief nie, sy is net vol liefde vir Yeshua, en sien hierdie mannetjie net vir die engel as 'n hulpmiddel vir haar, wat hy ook is. Onthou die pragtige skoonheid van hierdie jong seun is, omdat dit 'n hemelse wese is. Ons kan nie die hemelse skoonheid beskryf nie, of indink nie. Ek dink iewers in die boek van Herinnering in die Openbaring van Petrus, is daar 'n mooi beskrywing hoe lyk die broers wat oorgegaan het aan die ander kant. En hulle is ook onbeskryflik mooi. Die hoofman voeg, Ewald sê, ja, my liefste dogter, daarmee het jy nou heeltemal gelyk. Maar jou jare het nog nie gekom nie. Maar as hulle sal aanbreek, sal jy 'n harde stryd met jou liggaam moet stry. Dit is my wens, dat jy die baas daaroor sal word. Die hoofman voeg daaraan toe, ja, jou vader het gelyk. Nou is jy nog maar 'n kind, en het brand al in jou hartjie soos 'n kalkoond. Sy besit nou weliswaar die hoogste wat sy kan verlang, en sy kan nie meer na iets minder snak nie. As die hoogste egter om jou gewete te beproef, om uit jou hart sal terugtrek, dan sal jou hart honger na liefde, en as sy hierdie spys lank sal moet ontbeer, dan sal sy weldra haar lang arms na ander voorwerpe uitstrek, om haar te versadig. Want hoewel die honger van die maag pynlik is die honger na liefde tog nog 1000-maal pynliker. Kyk nou maar na 'n veldheer, wat 'n liefdelose tiran is vir sy ongeskiktes. Almal sal hulle in 'n vooruitziglose toestand bevind. En as hulle vir hom in die stryd moet gaan, sal hulle oorgee aan die vyand, om daardeur van hulle liefdelose meester verlos te word. Toon 'n wyse veldheer egter dat hy sy ondergeskiktes liefhet. 'n Ander woord vir 'n veldheer sal 'n generaal wees. Sal hulle met al hulle moed en met die grootste selfverloning hulle geliefde veldheer of generaal tot die laaste bloeddruppel verweer en die vyand vernietig. Ja, allerliefste Jara, die liefde is baie sterk en het steeds wyse leiding nodig om te voorkom dat sy haarself uiteindelik verteer. Na 'n oomblik sê Jara nadenkend, ja, u kan daarmee weer nie heeltemal gelyk hê nie, maar van die meester moet mens tog wel aanneem dat hy geen tirannieke veldheer sal wees oor 'n hart wat hom bo alles liefhebbend wil wees nie. Julius sê daarop, dis nou juist nie. Maar wat ek my herinner van wat hy vandag vir jou gesê het, hy is en bly Elohim, en die menslike gees kan hom dan die hele tyd nader, as hy hom met sy kragte self gevorm, ontwikkel en staande gehou het, waarby hy tydens hierdie selfontwikkelingsperiode deur hom geheel en al aan homself oorgelaat word. As dit egter so is, dan is Elohim in die periode noodsaakliker gewys 'n tiran met 'n blinddoek voor en verstopte ore. En as jy deur die tydperk wat deur homself aangekondig is sal kom, dan, my allerliefste Jara, sal ons verder daaroor praat. Jara sê, ek vertrou en glo vas, dat hy my ook dan nie alleen sal laat nie. Die hoofman sê, dit is ook haas nie aan te neem nie, omdat jy ons al ver vooruit is, maar jy sal sien hoe jou groot liefde vir hom, ook gedurende 'n klein en kort periode waar jy alleen gelaat sal wees, so swaar soos 'n berg op jou sal druk. Maar nou gaan ons na hom toe, want hy lyk van plan om iets te doen. Nou hier is maar die twee beredenerings, Jara vanuit die gees en die twee mense, Appa en die Julius Hoofman, maar uit die wêreldse verstand uit. Dat Yeshua haar na die 16de jaar alleen sal laat, beteken net, dat waar hy haar nou baie
mooi oppas en haar ontsettend baie naby is en help, in die vlees, maar ook in die gees, gaan hy homself net 'n bietjie terugtrek. En dit doen hy met ons almal, want ons moet leer op hierdie aarde om op ons eie bene te staan. Maar dit sê nie, hy is weg nie. Hy is daar, maar hy doen nie alles vir jou nie. Jy moet dit doen, en jy moet jou fokus op hom plaas, om alles gedoen te kry. Dit is wat hy bedoel, wanneer hy sê, hy gaan hom 'n bietjie terugtrek. Net sodat jy self kan begin dink, self goed kan begin uitvind, en self dinge doen wat reg is. En ons kry dit baie in hierdie evangelie, dan vra sy disippels om vra, dan sê hy nee, gaan sit en dink 'n bietjie daaroor, en dan sal die antwoord self na jou toe kom. En dit is 'n antwoord van binne af, wat jou nooit weer sal verlaat nie. Terwyl wanneer ek nou vir jou die antwoord gee, dit lering is van buite af, wat nie altyd na binne toe gaan nie. En dit is 'n antwoord wat Joshua, of 'n verklaring wat hy hier gee, vir mense wat so baie vra, sonder om eers na hom toe te gaan. Jy kry mense, hulle vra duisende vrae. En ek is altyd bereid om te help, waar kan. Maar jy doen jouself 'n oneer aan, om nie self na Joshua toe te gaan in jou hart, en dan die skrif of die nuwe openbaring nader te trek en antwoorde te soek nie. Of antwoorde in 'n droom, in 'n gesig, in 'n ervaring in die natuur te soek nie. Baie keer kry ons antwoord in 'n ervaring in die natuur, wat vir ander mense niks beteken nie, maar vir ons op daai oomblik 'n fantastiese antwoord is. So, hierdie is baie dieper as die verhaal wat ons nou gelees het. Hier is diep dinge in versteek, en hier is baie diep profetiese dinge hierin, vir ons gemeente aan die einde van die tyd. En die verwagting wat ons het, om ook vir Raphael by ons te kry, en ook Michael, in die vorm van 2 mense wat sal kom, wat alreeds 'n volwasse grysaard stadium bereik het. Maar ek dink nie hulle het liggame van vlees nie, ek dink hulle het eteriese liggame, wat nie kan vergaan nie. Maar dis nou maar my opinie. Baie dankie. Môre aan.